Goeiemiddag almal. Ek wil net vir julle sê baie welkom aan al die gaste. Dankie dat julle hierdie spesiale geleentheid saam met ons meemaak en vir die pad vorentoe. Dankie aan elkeen wat hier is, wat die tyd afgestaan het. Ons waardeer dit. En Dominee Shaw, dankie. Ons luister graag vir jou. Baie dankie Ronel. Goeiemiddag aan julle almal. Baie welkom by hierdie besondere geleentheid vir die ordening en bevestiging van proponent Izaan Ellis, ook as leraar van die NG Gemeente Valwater, Waterberg in kombinasie. Mag dit vir ons almal 'n geseënde geleentheid wees en mag dit vir die Ellis gesin regtig 'n onthou geleentheid wees ook vanmiddag hier. Ek wil sommer net so in kort vir julle net sê, ek sal nie 'n lang storie daarvan maak nie. Ons is deur 'n baie belangrike proses as twee gemeentes saam om 'n leraar te beroep wat in Valwater primêr leraar sal wees, maar ook behulpsaam in Waterberg gemeente. Ek het die voorreg gehad dat ek as voorsitter opgetree het vir hierdie hele proses en dit was nogal 'n baie lekker uitdaging vir my gewees en ek wil dankie sê vir die geleentheid. Wat dit 'n unieke proses maak is dat dit twee regtig uiteenlopende gemeentes is. Valwater is meer 'n boerdery, regte bosveld plaasgemeenskap, terwyl Waterberg hoofsaaklik 'n aftreegemeenskap is. Ons as Waterberg bestaan primêr uit die Kokanje aftreeoord, Bosveldsig aftreeoord en dan nog ander enkele besoekpunte in die dorp. Maar die grootste deel van ons gemeente is afgetrede mense daar in Nylstroom. En dit maak dat ons baie mooi moes die pad geloop het met mekaar. Dit was eintlik baie lekker. Ons kon mekaar vind. Ons moes gesamentlike ooreenkoms aangegaan het. En dankie vir Valwater wat lekker saam met Waterberg gewerk het in die proses. Dit was regtig 'n voorreg vir ons. En nou bereik ons 'n baie belangrike moment vandag waar die bevestiging dan kan plaasvind van die leraar wat in al twee gemeentes gaan dien. As deel van die formaliteit wil ek uit die akte van demissie wat ontvang is vanaf die Nederduits Gereformeerde Gemeente Edenwil, het die stukke in verband met die beroep van proponent Izaan Ellis na die NG Gemeente Valwater, Waterberg gesien. Die kerkraad getuig hiermee dat sy gedrag in ons midde in leer en lewe 'n perkant waardig was. Die kerkraad maak hom hiermee op eervolle wyse los van alle betrekkinge tot die kerkraad en die gemeente al hier en oorhandig hierdie akte van demissie wat ook as attestaat dien met die opregte bede dat die arbeid in die nuwe werkkring met groot vrug onder die seënende hand van die Here mag geskied. Hy word vergesel deur sy eggenote as belydende lidmaat, mevrou Karina Ellis, nee Brits, en die volgende belydende lidmate, Izaan Ellis en Zain Ellis. En dit is sy lidmaat bewys as gesin, dat ons hulle kan verwelkom. Kom ons verwelkom hulle met 'n hande klap asseblief. Julle kan vir julle self klap, nie? Dis my voorreg om julle te mag groet as kinders van die Here. Genade en vrede vir elkeen van julle, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die betroubare getuie, die eerstgeborene uit die dood, die heerser oor die konings van die aarde. Kom ons sing tot lof van die Here staande, Liedboek 205, al 3 verse.
kom ek doen vir ons 'n gebed voordat ons by die woordverkondiging kom. Here, baie dankie vir 'n besondere Saterdagmiddag wat ons ook rondom u woord kan bymekaar kom. Ons is Woordkerk. Die woord staan sentraal in ons hele bediening binne ons as gereformeerde kerk. 'n Deel van 'n hele familie wat regtig glo dat u met ons praat uit u woord uit. En dat ons u woord nodig het ook as lig op ons pad elke dag as kinders van u. En dis met daai verwagting dat ons ook vanmiddag uit die woord uit sal lees. Dat hier 'n boodskap sal wees wat toepaslik is vir die geleentheid waarvoor ons hier bymekaar is. En dat u net met proponent Alice sal praat in hierdie boodskap nie, maar elkeen van ons 'n woord by u sal kry oor hoe ons hom kan ondersteun en hoe ons sy bediening vir hom ook tot vrug kan laat wees, omdat ons elkeen as kinders van die Here ook u woord so nodig het. Dankie vir die krag van u woord. Here, dit het 'n tweesnydende swaard simbolies gewees waarmee ons elke dag kan veg, en u gee vir ons die geleentheid om u woord te gebruik, om daarmee te kan getuig, daarmee geestelik geïnspireerd te word, dit te kan verkondig met gesag. En dankie dat ons as woordbedienaars regtig dit deel van ons wesenlike beroeping is, ons roeping wat ons van u ontvang. Dankie daarvoor. Dankie dat ons kan bid op u seën vir dat wat dan hier verkondig sal word. Ons vra dit in die naam van hom wat self woord is, Jesus Christus die Here. Amen. Toe ek moet voorberei vir vanmiddag se geleentheid, het ek gedink, wel, die Alice gesin is perdeliefhebbers. En hulle het met hulle 6 perde lok, stok en barrel klaar getrek. En hulle 4 voet kinders, soos hulle noem, is ook nou saam met hulle hier in die Waterberge in die Bosveld. En toe gaan soek ek in die Bybel 'n gedeelte wat vir myself 'n uitdaging is, maar wat ek weet nie net vir Izaan en vir sy gesin iets spesiaal sal wees nie, maar ook vir ons wat regtig vir hulle gaan moet ondersteun, hulle arms gaan moet hoog hou en hulle bediening hier in die Bosveld in die Waterberge vir hulle so aangenaam as wat ons kan sal maak. En ek is 'n Johannes volgeling, Johannes Evangelie, sy briewe en die boek Openbaring waar ek 'n deel ook van my skripsie uitgedoen het. En toe gaan blaai ek net in die simboliek van Openbaring. En vir die eerste keer in baie jare, wel, dis die eerste keer in my prediking geleentheid wat ek het, kom ek toe op hierdie gedeelte in Openbaring af, in Openbaring 19, vers 11 tot 16. Johannes is hier aan die woord, en hy sê, toe het ek gesien dat die hemel geopen is, en kyk, daar was 'n wit perd. Hy wat daarop sit, word getrou en waar genoem, en met regverdigheid oordeel hy en voer hy oorlog. Sy oë was soos 'n vlammende vuur, en op sy kop was daar baie krone, en hy dra 'n geskrewe naam wat niemand ken nie, behalwe net hy self. Hy het klere aan wat met bloed deurweek is, en sy naam is die woord van God. Toe het die leers wat in die hemel is, geklee in blink klere van suiwer, fyn linne, hom op wit perde gevolg. Uit sy mond het 'n vlamskerp swaard gekom om die nasies mee te tref, en hy sal hulle met 'n uisterstaf regeer. Hy sal ook self die paarskuip van die geweldige toren van God die Almagtige trap. Op sy klere, by sy heup, is 'n naam geskryf: Koning van die konings en heerser van die heersers.
Ek vat net hierdie greep uit hierdie gedeelte, dit gaan heelwat voor, die bruilofsmaaltyd van die lam is daar voor en daarna is daar 'n verskriklike, aaklige oordeelstoneel wat ek dink nog glad nie vandag hier ter sprake is nie. So ek het kieskeurig gewees en ek wil net praat oor hierdie ruiter op die wit perd en die leer wat hom volg op wit perde. So my fokuswoorde is daai woorde van vers 14. Toe het die leers wat in die hemel is, geklee in blink klere van suiwer, fyn linne, hom op wit perde gevolg. My fokus vanmiddag is om 'n boodskap te bring wat Izaan gaan onthou by sy bevestiging vandag. Maar wat ons wat dit bywoon ook sal kan onthou. So dit gaan eenvoudig wees en ek het die Here mooi gevra in my voorbereiding, dit moet verstaanbaar vir ons almal wees, want mens kan nou vreeslik in die simboliek wat Johannes hier gebruik verval en dan raak dit baie ingewikkeld. So ek is baie kieskeurig vir die geleentheid waarvoor ons hier is om dit toe te pas. En is so interessant hoe Johannes dit hier doen, as hy, kom ons sê dit sommer, vat kort pad en ons sê vir hom, hierdie ruiter op die wit perd, dis Jesus Christus self. Hy trek vooruit in hierdie oorlog. Hy is die ruiter wat leiding neem. Nou kan ons dit dadelik sommer vinnig vir onsself toepas. Ons het almal sy leiding nodig. Izaan gaan direk sy leiding nodig hê en sy bediening hier in ons gemeenskap. En hy kan weet, hoor mooi sê Johannes, wie is hy? Hy word getrou en waar genoem. So hy is die een wat getrou is. Hy laat ons nie in die steek nie. As ons op hom staat maak, as ons al ons verwagtinge en alles wat ons nodig het om bedienaars van die woord te wees, dit van hom verwag, is hy betroubaar. En hy help so verskriklik graag. Dis sy spesialiteit. As Johannes in sy evangelie begin om vir ons te sê, die woord het mens geword en onder ons kom woon, dan verwys hy na Jesus, hy is die woord, hy moet op ons lippe wees, dit moet vir ons oor hom en hom alleen gaan in ons verkondiging. Maar dit geld nie net vir bedienaars van die woord nie, dit geld vir elke kind van die Here, elkeen wat kan bely, Jesus Christus is my verlosser, hy is die koning van my lewe, elkeen van ons wat kan sê, ek behoort vir altyd aan die Here, ons is almal getuies van Jesus, wat die woord is. En dit is verskriklike, kragtige taal, wat Johannes in hierdie simboliek gebruik, om te sê, waartoe Jesus met die woord wat hy is, in staat is. Dit is vir my baie kosbaar, hoe hy dit skryf hier. Hy skryf dit, dat ons goed moet verstaan, die oordeel oor die goddeloosheid wat in hierdie wêreld is, kom hom toe. Hy is die regverdige regter. Hy is die een waarna hom wat sal afreken met alles wat verkeerd is op hierdie aarde. Dis nie ons taak om daai veroordeling self te doen nie. Hy vat daai verantwoordelikheid. Daarvoor het Jesus aan die kruis gesterf. Daarvoor het hy die hoogste prys betaal. Daarom is sy klere deur bloed deurweek. So hy is die een wat daai reg en daai mag het om te oordeel. Ja, dit het vir my as wat selfbedienaar van die woord so rustigheid gegee en gesê, ek wil nie my prediking mense heeldag laat veroordeeld voel nie. Ek wil nie hulle heeldag laat sleg voel oor alles wat verkeerd is in hulle lewe nie. Ek wil hulle liewer in hulle geloof opbou. Daarom kan Paulus vir ons skryf, as ons wil, ons hoef nie bekommerd te wees oor wat is reg en verkeerd nie. Die Heilige Gees kom skryf op kinders van die Here se harte wat is reg en verkeerd. So elke kind van die Here kan deur sy eie intieme verhouding met die Here weet wat is reg en verkeerd. Ons hoef hulle nie heeldag te herinner hoe sleg mense is nie. Ons moet liewe mense in hulle geloof opbou.
En die woord het die kragtige uitwerking, dat hy mense in hulle geloofslewe verryk, en dat hulle kan verinnig in wie die Here in hulle lewe is. Ek sê so graag dat my primêre doel, my hoofroeping as prediker van die woord, en dit is my eie een wat ek hier sommer net as 'n getuienis wil deel, is om mense deur die woord op te bou in hulle geloof, en dan sal daar vrug wees in gemeentes, dan sal daar opbou van gemeentes plaasvind, dan sal mense van self aanmeld en sê, hier is ek wil kom dien vir die Here, want die Here het met my gepraat. Dis hoe gemeentes opgebou word, deur die krag van die woord. Hy sê dit so, hy sê, uit die mond van hom wat op hierdie ruiter is wat vooruit trek, het 'n vlamskerp swaard gekom. Nou in hierdie konteks is dit die veroordelende swaard. Maar ons weet hoe ons die Bybel verklaar as ons gebruik ander dele van die Bybel en sê, sjoe, maar hierdie woord wat krag het, hy wie se naam die woord van God is, hy is die een wat mense wil opbou, hy wil hulle nie afdruk, en heeltyd daaronder hou en sê, jy is sleg, jy is sondig, jy doen verkeerd nie. Nee, mense wil opgebou word in hulle geloof, hulle wil geïnspireer word. En dit is hoe ek sien wat die betekenis is van hierdie leer uit die hemel wat geklee is met blinkklere van suiwer fyn linne. Wat is die simboliek daarvan? Dit is die gelowiges self wat Jesus op die wit perd volg. Self op wit perde. Alles die wit van Johannes is om te sê, dis gereinig met die bloed van Jesus. En hierdie blinkklere wat suiwer fyn linne sê iets van die suiwering wat plaasvind deur die bloed van Jesus Christus wat vir ons aan die kruis gevloei het. So ons is gereinig, ons is vergewe, ons kan bevry lewe elke dag en daai vryheid moet ons verkondig. Daai vryheid moet ons leef, dat ander dit in ons kan sien. Dit moet deel van ons getuienis wees. Ons is vrygemaak deur die bloed van Jesus Christus. Ons dra hier die blink klere van suiwer fyn linne. En ons volg hom op die wit perd self met wit perde. En die mooie hiervan is, ons is deel van 'n oorwinnende weermag. Ons sal oorwin. As ons so rondom ons kyk en ons word so bang en voel so bedreig deur alles wat verkeerd loop in hierdie wêreld. Ek was in die week weer by 'n gesprek wat iemand so negatief is en net kan praat oor alles wat verkeerd loop. Ek dink ons moet stop daarmee. Ons moet mense herinner aan wie die Here in ons lewe is en hy steeds in beheer. En hoe Johannes dit hier doen is, hoe sê hy dit? Hy sê op hierdie ruiter op die wit perd wat vooruit trek, op sy klere by sy heup is 'n naam geskryf, koning van die konings en heerser van die heersers. Die Jesus wie ons aanbid, die Jesus wat ons verkondig in ons woordverkondiging, hy is die koning van die konings, hy is die heerser van die heersers, en sy oorwinning wat aan ons deel het, is gewaarborg net op grond van een rede. Jesus se sterwe aan die kruis en sy opstanding uit die dood. Waarborg die oorwinning waaraan ons glo. Dis nie afhanklik van iets wat ons met ons goeie lewe doen nie. Net in die vorige perikoop is daar ook sprake van die gelowiges wat fyn wit klere aantrek en dis die dade van die regverdiges. Die simboliek daarvan is dat die Here kom deur sy gees in ons en hy suiwer ons lewe dat ons met hierdie goeie dade optree om hom te wys in die wêreld, om van hom te kan getuig, nie van onsself nie. Die regverdige dade wat ons doen, is die getuienis wat ons lewer om hom te kan verkondig.
En dis hoekom ek so graag sê in my verkondiging van die woord, ons hou vas aan hierdie een groot geloofswaarheid, wat vir ons waarborg, ons is oorwinnaars. Jesus het gesterf en het opgestaan. En daai waarheid staan vir altyd vas. Dit kan en sal en gaan nooit verander nie. En ons kry dit vanuit die krag van die woord. Woord met 'n hoofletter wat baie meer is as net die Bybel soos dit aan ons opgeteken is. Hierdie woord is Jesus self, wat baie meer omvattend is as net die geskrewe woord. Maar vanuit die geskrewe woord kry ons die verkondiging om te kan sê, Jesus Christus is die Here. Amen. Ek gaan nou vra dat proponent Alice hier voor die preekstoel sal kom verskyn, net eers alleen asseblief. Nou, ons is deur 'n hele proses van beroepsbrief in 'n diensooreenkoms waar al sy pligte en verantwoordelikhede en goed so duidelik vir hom uitgespel is. En in die formulier vir die bevestiging van 'n proponent wat dan nou vandag dan leraar word, is hier baie detail. Ek wil net graag die inleiding hier lees uit die formulierboek. Jesus Christus maak van die diens van mense gebruik om deur sy woord en gees sy kerk bymekaar te bring, te regeer en op te bou. Hy is die amptdraer by uitnemendheid, omdat hy gekom het, nie om gedien te word nie, maar om te dien en om sy lewe te gee vir baie. Hy is die een wat ook mense roep en hulle dring deur sy liefde. Die bedienaar van die woord is dus 'n gestuurde van Christus aan wie hy die boodskap van versoening toevertrou. Die ampt van 'n leraar is soos die ander ampte, een van die gawes van die Gees aan die gemeente. Deur hierdie gawes wil die Heilige Gees die gemeente opbou. En dan is hier so 'n klomp bullets met die taak van die predikant. Maar dankie tog, die eerste een, vir my die belangrikste een, die enigste een wat ek nou gaan noem, die res ken Izaan, is die verkondiging van die woord van God. Dis jou primêre taak, die verkondiging van die woord, en dan al die res wat daaruit voortvloei. Onder die opskrif persoonlike eise, ook net die eerste bullet is vir my die kern een. Die bedienaar van die woord word geroep om in 'n egte geloofsverhouding met God te leef. Izaan, daar's die kern waaroor dit vir jou sal gaan as leraar. Ek wil aan jou dan die vraag vra. Ek het jou leer ken as iemand wat die verantwoordelikheid verstaan wat op jou rus. En daarom vra ek dat jy op die volgende vraag opreg sal antwoord. Is jy oortuig dat God self jou tot hierdie diens geroep het? Aanvaar jy die Ou en Nuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God en die volkome leer van die verlossing en verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof jy om jou ampt volgens hierdie leer getrou en met die nodige vertroulikheid te beoefen? Beloof jy om jou te onderwerp aan die kerklike opsig en tug? Izaan Ellis, wat is hierop jou antwoord? Ek wil graag vra dat al die geordende leraars wat hier is, na vore sal kom. Ons wil graag
so 'n seremonie van handoplegging doen waar ons 'n seëngebed oor hom gaan uitspreek. Goed, ek wil graag voorgaan in hierdie seënbede. Ons almagtige hemelse Vader, U wat Izaan geroep het tot hierdie besondere diens. Dankie dat U die toerusting daarvoor gee. Mag die Gees van God wat in hom woon en in hom werk, om elke dag inspireer om Jesus Christus te verkondig. En mag die Gees wat in hom woon hom inspireer tot diens aan Uself, aan sy gemeentes en aan sy medemens, tot verheerliking van U naam self. Amen. Ek wil vra, julle as leraars kan so weerskante van my kom staan. Ek gaan nou vra dat die Ellis gesin almal hier na vore kom. Ons gaan so kyk vir die gemeente, ons maak net vir... Goed, ek gaan sommer aan julle voorstel, dit is Zazaan, die oudste seun, en Zayn, die jonger seun, en dit is sy vrou Karina. Ek wil graag vir julle sê, mag die Here vir julle regtig gelukkig maak in die Bosveld. Mag julle julle voete vind. Mag julle hierdie as die perfekte plek beleef om vir die Here net lief te wees. Hierdie mense en julle gemeentelede lief te wees. En mag julle ervaar dat die Here julle elke dag seën in elke stukkie detail van julle lewe. Vir julle as gemeente wil ek sê, ontvang hierdie gesin met liefde. Kyk asseblief mooi na hulle. Wees regtig lief vir hulle. Hulle is 'n pragtige gesin. En dis nie net julle wat hulle nodig het nie. Hulle het ook vir julle nodig. En daarom vra ek, kom ons loop 'n mooi pad met hulle. Kom ons staan en dan sing ons 'n seënbede en ek dink ons gaan sommer nou almal so die hande na hulle toe uitsteek en ons sing laat Heer U seën op hul daal. Julle mag nie saam sing nie. Julle kan wel julle oë toemaak dat julle kan hoor ek is die een wat vals sing nie. Goed, julle kan nou vir 'n oomblik weer gaan sit. Ons gaan net die diens hier afsluit en dan nog 'n paar formaliteite. Ek wil graag 'n gebed doen, 'n slotgebed. En as ek amen sê, dan gaan ons opstaan en omdat ons skrifgedeelte vir ons so aanmoedig om deel van hierdie oorwinnende leerskare of strydskare te wees, hoe sal ons sê, die leer wat op die wit perde is, ons is deel daarvan, gaan ons staan en ons gaan die oorwinningslied al 3 verse hartlik saam sing. Daarna spreek ek 'n seënbede uit. En dan gaan ons ook nog 'n seënlied afsluit mee en dan kan julle weer gaan sit. Kom ons sluit die oë vir 'n gebed. Here, baie dankie vir U woord wat soveel krag het. U woord wat ons wil inspireer en elke dag vir ons die leiding wil gee as kinders van die Here. Dis nie net ons as bedienaars van die woord wat naby aan die woord moet leef nie. Elke kind van die Here het elke dag U woord so nodig.
En daarom bid ons, Here, dat die woord van God, die Bybel, die skrif, soos geïnspireer deur die Heilige Gees, vir ons altyd sentraal sal wees. Ons bid, Here, vir u seën op die Ellis paar en gesin se bediening hier vanuit Valwater en dan ook uit Waterberg. Mag ons ervaar dat dit u is wat hulle gestuur het hierheen soos ons gebid het. En mag ons elke dag in liefde regtig hulle arms hoog hou en mag hulle so baie gelukkig wees hier by ons asseblief. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Die Here sal elkeen van julle, ook elkeen van die Ellis gesin, seën en beskerm. Hy sal tot elkeen van julle se redding verskyn en vir jou genadig wees. Hy sal elke gebed van jou verhoor en hy gee graag sy vrede in jou.
Ek wil vra dat julle oomblik nog weer gaan sit. Ons het nou so 'n paar formaliteite wat ons hier wil hanteer en ek vra dat Ronel Olivier nou verder sal aangaan. Asseblief Ronel. Baie dankie, Sean. Ek wil graag vir Dominee Paul Grobber, ons noordelike ring leier, net 'n kansie gee om 'n boodskapie vir die. Baie dankie, Ronel. Ek is vanmiddag hier namens die Noordelike Synode. Die Noordelike Synode is 'n familie. Familie met so ongeveer 110 gemeentes. En hierdie gemeentes lê van die suide van Pretoria af, met die N1 Noord, hoofsaaklik aan die weste kant van die N1, met ander woorde tot teen Botswana. Maar aan die kant Messina sluit dit die hele Zimbabwe in, en ander kant die Zambesi sluit dit ook 'n gemeente in Lusaka in, en 'n gemeente in die Verenigde Koninkryk. En namens hierdie familie wil ek eers vir die gemeente iets sê. Toe ek die eerste keer hier gekom het, en ek sien hier is 'n klein plaatjie wat sê Waterberg Noord. Het daar iets hier binne in my ver laat dink. Ver laat dink oor hoe die lewe sy pad loop. As mens na gewone gesinne kyk, dan is dit so dat kinders partykeer nie kan wag om uit die huis uit te kom nie. Soms maak die ekonomie dat kinders weer terugtrek. Ander kere maak die lewe dat ouers na kinders toe trek. Dis 'n mooi ding wat hier gebeur het in die afgelope tyd. Dat hierdie kind van die moedergemeente, hierdie kind en ma weer hande vat. Weer vir mekaar sê ons het mekaar nodig. Want dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan oor die koninkryk. En daarom is die vraag altyd, hoe kan ons die koninkryk die beste dien? En met al die gesprekke en al die insigte wat nie in 1 jaar gekom het nie, maar wat oor jare gegroei het, is die insig nou dat die koninkryk beter gedien gaan word deur hande te vat. Jan en jy saam met Karina en die seuns moet weet dat dit in hierdie besondere tyd is wat die Here julle hierheen roep. Om hierdie hande vat verder te kom bou, stewig te maak, sodat hierdie hande vat kan maak dat die koninkryk al hoe meer sal kom. Die Noordelike Synode se roepingsverklaringe bring hoop. Maak 'n verskil. En dis wat hier moet gebeur. Jy, Isaan, moet in die besonder hier op Valwater leiding gee, maar ook daar by Waterberg. Leiding gee dat elkeen sal deel word van die leermag, dat elkeen op die perd sal klim en sal ry. Want alleen as elkeen op die perd is, kan daar oorwinning wees. Die lewe is nie altyd maklik nie. En daarom is aan
wil ek vir jou en Karina in die besonder herinner aan Paulus se woorde aan Timoteus, wat ons lees in 1 Timoteus 1 vers 12. Maar as ek dit vanoggend of vanmiddag vir Isaan hulle sê, wil ek dit ook vir julle as gemeente sê. Hoor wat sê Paulus vir Timoteus. Hy sê teenoor Christus Jesus ons Here is ek dankbaar. En dan spel hy eintlik uit waarvoor is hy dankbaar. Hy sê hy het my betroubaar geag en my in sy diens gestel. Die Here gebruik prosesse. Charlotte aan die begin verwys na 'n proses wat nie altyd ewe maklik was nie. Prosesse om mense te roep. En julle as gemeente, julle as leraarspaar, moet ook in die tye wat dit dalk nie so maklik is nie, onthou. Die Here wat my betroubaar geag het. Moet julle as gemeente onthou, dis die Here wat vir Isaan betroubaar geag het. Wat hom toegerus het op verskeie maniere, deur die lewe, deur studie, deur ervaring. Mag die pad vorentoe, Isaan en Karina, saam met die twee seuns, Isaan en Isaan, mooi wees. En mag die pad vorentoe vir Valwater en dan met saam Waterberg mooi wees. Sterkte. Baie dankie. Graag wil ek ook dan net vir Rian Odendaal, die voorsitter van die ring, Waterberg ring, net vir ons ook ietsie sê. Ronel, baie dankie. Ek wil sommer heel eers vir Paul baie dankie sê. Paul, ek weet nie of jy nou al 'n huis gekoop het hier in die Waterberg nie. Ons sien mekaar so dikwels hier met afskeide en bevestigings. Ek wil sê uit hierdie ring uit, weet net ons grootste waardering vir die synode se bemoeienis en joune persoonlik om elke keer daar te wees. Dis baie kosbaar. So Paul, baie dankie. Die ring van Waterberg het 8 gemeentes. En soos Paul sê, deel van die familie, ons is 'n familie hier. En Isaan, Karina, met die twee manne, ek glo julle gaan op 'n wonderlike manier tuis kom hier. Die een gemeente waarmee jy met jou een voet so bietjie in gaan staan, Waterberg, is die moedergemeente. En Waterberg Noord, à la Valwater, het later afgestig. Uiteindelik al die ander gemeentes van die ring het uit Waterberg uit afgestig, alhoewel soos in Warmbad het Wes van Warmbad moedergemeente afgestig, nou nie direk van hierdie moederkerk nie. Maar Isaan, ons het 'n klomp oulike dominees en ons is vreeslik dankbaar. Hier was 'n klompie vakatures. So dit het so 'n bietjie swaar gegaan. Maar ons is vreeslik dankbaar. Jy is nou vanmiddag hier bevestig, môreoggend Dani Jacobs in die Oosgemeente. Januarie maand het ons vir Otto Klaasen in Warmbad moedergemeente bevestig en Dominee Saal is nou self beroep na Waterberg toe. So skielik het ons weer 'n klompie hande. Maar almal vriendelike ouens. As daar enigiets is, druk asseblief op ons knoppie. Dis 'n lekker rit hier na Cornel Viljoen toe in Ellisras. Jy kan daar by hom gaan kuier. Hy is een van ons jonger ouens. En dan Nelstroom, jy gaan daar bly. Warmbad is nie te ver nie. En ek is regtig dankbaar vir jou hier wees en ons wil julle met regtig baie welkom voel. As ek vinnig kan aanhaak by hierdie gesprek, ek het in 2018 in die ring gekom en toe was die 4 gemeentes al in gesprek oor bediening tussen Waterberg, Nelstroom Oos, Springbok vlakte en Valwater en mense is dankbaar
dat dit uiteindelik so kon realiseer. En daarvoor dank ons die Here wat altyd in beheer is van sy kerk en op die regte tyd die regte goed laat gebeur en op die regte tyd die regte mense stuur. So mag die Here vir julle op 'n wonderlike manier seën. My gebed vir jou, vir julle as gesin, vir julle as gemeente. Paulus se woorde in Filippense 1 vers 9 tot 11 as hy sê, ek bid dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, dat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sê Paulus sal julle, wanneer Jesus Christus kom, geheel en al in die regte verhouding met hom en sonder blaam wees. En mag dit die teken wees ook van jou bediening hier in Valwater, Waterberg. Baie, baie seën. Renel, dankie. Dan is dit nou my voorreg om vir julle te sê baie welkom hier by ons, amptelik. En ek wil graag vir julle voorhou Jeremia 29 vers 11. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed, nie teëspoed nie. Ek wil vir julle toekoms gee, 'n verwagting. En hierdie woorde beteken nie dat ons nie pyn, ellende en beproewing sal moet verduur nie, maar dat ons God, as ons alles, sal hy ons bystaan, sodat ons uiteindelik die heerlike oorwinning sal behaal. Julle het groot taak hier by ons, en ja, ons is getroud met Waterberg, en ons glo dit gaan 'n suksesvolle huwelik wees, en ons wil vir almal sê, baie dankie vir die proses wat ons geloop het, vir die hande vat, en dat ons regtig net een doel gehad het, en dit was om die koninkryk van die Here uit te brei. So, ek wil graag dan nou vir Dominee Ellis graag 'n spreekwoord gee. Eers baie dankie ook vir al die mooi woorde, die mooi wense ook van my kollegas. Ek wil vanmiddag in afhanklikheid, maar ook in diepe nederigheid, dankie Here, hy weet so wat hy doen. Hy laat dinge met 'n mens gebeur en rondom jou gebeur met prosesse, sonder dat 'n mens baie keer regtig verstaan. En dan skuif hy 'n mens, en so wat hy 'n mens skuif, het hy jou miskien al lank al daarvoor gereed gemaak of op 'n manier. Ek sien ons het vanmiddag, ek dink behalwe met uitsondering, langbroeke aan, en ek staan ook nou maar vanmiddag hier, en die langbroek sê daarom, gelukkig broek staan stil, die baas is nie bang nie, maar wat ek daardeur sê is ook in nederigheid en afhanklikheid. Shaal, vanmiddag ook vir jou vir die bevestiging, baie dankie. So ietsie met julle deel, daar was ook so, wat ons die middag ook hier ontmoet het, die Saterdagmiddag ook, vanmiddag soos vanmiddag het ek vinnig agtergekom, die persoon hier so aan my linkerkant, wat Shaal was, het die Here regtig geseën met baie wysheid en insig, en ook wat die gesprek so verder gelei het, en waar hy ons vanmiddag gebring het. So Shaal vir die bevestiging, baie, baie dankie. En vir die teks vanmiddag, hy het nogal gesê, hy gaan die teks vroegtydig bekend maak nie, hy hou dit so as 'n geheim. So baie, baie dankie, ons gaan dit vir altyd in ons harte saamdra. Ek wil ook vir Karina, vir sy zoon en vir sy huis sê baie dankie. Dit was nogal 'n marathonpoging, hierdie laaste paar maande, dit het so skielik gekom, so vinnig, die Here werk vinnig, het julle agtergekom. Dit lyk of 'n ding so haper en dan kom dit ewe skielik. En my gesin was werklik waar daar gewees met die regtige spanpoging. Karina wil vir ons TM laat maak, Team Alice. So van ons as 'n gesin, ietsie wat ek vir julle daardeur kan gee, almal van ons doen nie alles ewe goed nie. Maar ons is okay solank die werk gedoen word. En vanmiddag so ietsie uit ons harte ook, ons is net eenvoudige mense met foute, ons is nie volmaak nie. Maar ons is hier om ook te dien en ook op 'n manier op die perd te bly agter die Here aan. Ons almal val af. Ons almal val af.
Maar dis nie my werk nie en dis nie enige iemand se werk om vir ons te sê hoe ons dit moet doen nie. Hy doen dit deur sy gees, hy doen dit deur sy woord, hy doen dit met sy liefde. So iets daarvan vanmiddag ook uit die teks. Baie baie dankie. En ek glo, ek vertrou, ek spreek dit vanmiddag. Ons is spanspelers, ons hou daarvan om saam 'n ding te doen. En so ietsie, as jy vinnig op 'n plek wil kom, dan en jy vat 'n perd, dan ry jy alleen. Dan kom jy vinnig daar. As jy wil seker maak, jy gaan daar kom met almal by jou, dan ry jy in 'n span. En dis vanmiddag so iets van ons. So ons is ook hier om saam ook te kom dien. Miskien so ietsie anders. Ons gaan weer dinge van mekaar leer. Dominee Paul, baie dankie. Ek glo ek gaan weer iets leer van die synode, van hoe julle dinge doen hierdie kant van die wêreld. En Rian ook in die ring, hoe ons dinge op daardie manier doen, werklik waar. Dis is ook weer 'n leerproses. En so leer ons en ons groei saam. En ook Shaal vir jou, so leer ons saam en so groei ons ook saam en ontdek ons nuwe dinge van mekaar. Maar meer as dit, ek glo ook as gemeentes van Waterberg, gemeentes van Valwater hier vanmiddag, so gaan ons saam dinge van mekaar ontdek, groei ons saam, leer ons saam. En dit is maar daai proses, en 'n proses is nie altyd 'n maklike ding nie, want dit vra dat ons so klein bietjie moet skuif. En vanmiddag toe ek hier gestop het, toe dink ek gaan stop nou hier, maar op wiese plek stop ek? So as ek op jou plek gestop het, kom praat met my asseblief. En as jy op 'n plek sit in die kerk, julle weet mos daai holtes is al so deurgesit, né? Jy sit dalk op iemand se plek. So kom ons praat met mekaar daaroor, so leer ons dit van mekaar ken, daai boom. En dan is daar ander dinge wat ons nou nie leer nie. Paul het gepraat rondom die akademie, iets wat hulle ons nou nie leer nie. Jy hoef net te kyk waar dry die meeste spore, dan weet jy dis onder daardie bome waar die meeste kerkgangers is, né? Daar waar die gras die langste groei is die ouens miskien nie wat nie altyd so daar kom nie. So ek het daai plek gekies vanmiddag. Maar dis heerlik om vir ons hier te wees. Baie dankie ook aan die kerkrade in besonder. Ek het die voorreg gehad Dinsdag om so iets te beleef van 'n vergadering, en die entoesiasme en die verwagting wat hier geskep is. Dis werklik aansteeklik. Dis is regtig noembaar vanmiddag om te sê, as ek dit nie gaan noem nie, gaan ek nalat, maar hier is werklik tussen die twee gemeentes weer 'n nuwe afwagting en werklike entoesiasme om ook hierdie bediening van die koninkryk van Jesus verder te neem. So ook aan die kerkrade vir al hulle besorgdheid, omgee, liefde. Baie, baie dankie. Ek het vir 'n vriend van my verlede week gesê, die telefoonoproepe en alles wat ek so ontvang ook van, hoe ver is julle en hoe gaan dit? Weet jy, ons kry eintlik skaam as ons sien hoeveel omgee is daar. Baie, baie dankie, ons waardeer dit werklik uit ons harte. En ek gaan nou net amen sê, ek gaan niks verder sê nie. Dankie vir vandag, Ronel, ek gaan vir jou gee, en so gaan ons ook heerlik verder die pad stap. Baie, baie dankie. Ek gaan jou 'n drukkie gee hierso. Dankie, dan is dit nou my voorreg om hierdie geleentheid nou amptelik af te sluit. So ek vra dat julle saam met ons gaan koffietjie drink en 'n sherrytjie kry en dan is daar heerlike sop en brood vir almal. So baie dankie almal. Sien julle daar.